Ons lees dan vanaand uit Titus hoofstuk 2, die eerste 10 verse saam uit die wonderlike woord van die Here. Terwyl u naslaan, gaan ek net weer vers 16 lees van hoofstuk 1, waar Paulus dan oor die dwaalleraar sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. En dan gaan hy voort in die volgende hoofstuk in vers 1, hoofstuk 2 vers 1. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters, of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en hulle kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Tot daar lees ons saam uit hierdie baie aangrypende brief, né? Dis regtig 'n aangrypende kort brief van Paulus aan die diensknegt, dan die predikant Titus. Nou, na aanleiding van daai laaste woorde in vers 10, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier, wil ek graag met u praat oor die tema 'n lewe wat die evangelie versier. Wat 'n kosbare tema. Nou ja, ons het nou vanmôre by daai vorige perikoop stilgestaan, hoofstuk 1, ek meen dit was van vers 10 af, tot daar by vers 16, en ons het gekyk na die, wil byna sê die ontstellende beskrywing van die dwaalleraars, die valse leraars, en hoe Paulus hulle beskryf as mense wat ongedissiplineerd is, tugteloos, hy noem die woord tugteloos, hulle onderwerp hulle nie aan gesag nie die gesag van die woord of die gesag van God self, of selfs van die ouderlinge of wat ook al nie. Hulle praat sinlose dinge, wat leeg is, wat geen sin maak nie, en hulle keer hele huise onderste bo. Is nogal 'n ontstellende sinnetjie, ek het dit vanmôre ook gesê. Mense wat om oneerlike wins ander mense verlei en op die verkeerde pad laat beland. Hulle beweer dat hulle God ken, maar hulle lewens weerspreek dit. Maar so 'n kort samevatting van dit wat ons dan nou vanmôre geleer het. In hoofstuk 2 skuif Paulus die fokus weg van die dwaalleraars en hy kom fokus in op die gemeente. En hy kom sê vir ons, hoe moet 'n gemeente lyk? En hoe moet 'n gemeente se lewens, die evangelie, die boodskap, soos hy dit hier noem, die leer van God, in alles versier. Ons is met versieringswerk besig, wanneer ons vir God lewe. Ons versier hierdie baie kosbare boodskap met ons lewens. Dis asof Paulus vir die gemeente amper wil sê in hierdie paar verse,
10 verse wat ons vanaand saam gelees het, ons het nou genoeg gefokus op die negatiewe. Ons het nou genoeg gekyk na die dwaalleraars en wie hulle is, die ongediertes en lui buike en al die dinge. Ons wil nou 'n bietjie op die positiewe fokus. Ons wil kyk na die gemeente. Hoe moet die gemeente lyk? Hoe moet lidmate, disippels van Jesus se lewens lyk? Hulle wat aan Christus behoort. En hy lei dan ook hierdie hoofstuk in met 'n baie belangrike opdrag aan Titus as persoon. Hy sê, maar spreek jy, Titus, wat by die gesonde leer pas. Moenie jou besig hou met misleiding nie. Moenie jou besig hou met selfverryking nie. Moenie jou besig hou met al die dinge wat ons nou in hierdie vorige gedeelte gepas het nie. En ek wil my verstout om te sê dat in hierdie een enkele sinnetjie spreek jy wat by die gesonde leer pas, sluit hy eintlik die res van hoofstuk 2 vir ons oop. Asof hy die deur oopmaak na die res van hierdie hoofstuk toe. En dis vir my wonderlik as jy Titus bestudeer, die brief van Titus bestudeer, dat Paulus nie net vir Titus sê, luister Titus, sorg dat jy reg preek, sorg dat jy die waarheid verkondig nie. Hy sê, die gesonde leer moet sigbaar word in gesonde lewens. Nou hierdie trant het ons nou al van verlede Sondagoggend af, het ons dit opgetel. Dis die trant van hierdie brief. Die gesonde leer moet sigbaar word in gesonde lewens. Kinders van God se lewens moet op 'n bepaalde manier volgens die waarheid van God se woord ingerig word. Dan leef ons godvrugtige lewens. Dan kom ons by dit wat ons verlede week na gekyk het, die fondasie vir 'n godvrugtige lewe. Nou, 'n interessante ding van die evangelie, die blye boodskap van Jesus, van sy kruisiging, van sy opstanding en van die verlossing wat hy mense gee. Dit verander nie net wat ons glo nie. Dit verander ons lewens. Dit verander ons harte. Dit maak van ons nuwe skepsels. Ek dink ek het al 'n klomp kere van hierdie kansel af 2 Korintiërs 5 vers 17 aangehaal en solank as wat die Here my lewe spaar en ek nog die voorreg kan hê om hier te bedien, dink ek sal ek 2 Korintiërs 5 vers 17 nog 'n klomp keer aanhaal. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nou, as ons nou dink aan algemene kinderopvoeding en ons dink aan ons die samelewing waar binne ons leef, dan vind ons dikwels dat ons probeer dikwels eintlik net om mense se gedrag te korrigeer. Nee, hoor ons nie so baie keer, hou op om dit te doen. Nee, ons hoor dit baie. Hou op om dit te doen, want dit is verkeerd. Dit is nie reg nie, dit is nie mooi nie. Hou op om dit te doen. Ons hoor so baie keer dat mense sê, moenie so praat nie. Moenie hierdie woorde gebruik nie. Jy moet regtig jou bes doen om hierdie slegte gewoonte wat jy het af te leer. Dink aan ons kinders toe hulle klein was. Moenie die kar se sitplek so skop nie. Dan moet ek hom nou weer skoon maak. As jy lank pad ry, gedraai julle hier agter, nê? Nou gaan pappa stop, dan is daar moeilikheid. So ons is so ingestel op die verandering van gedrag. Terwyl die evangelie jou 'n nuwe hart gee, jou 'n nuwe binneste gee, jou hele wese van binnekant af nuut maak en verander, met die gevolg dat jou karakter verander en uiteindelik ook jou gedrag. Heeltemal spontaan, dis nie eens nodig as iemand werklik met die evangelie in aanraking gekom het en uit genade gered is en daai vlam gevat het vir die Here Jesus, dan is dit nie nodig om te sê, nee hoorie, jy moet nou jou lewe verander en jy moet jou gedrag verander en jy moet dit en jy moet dat en nie ander nie. Daarom kom Paulus nie
eintlik net met 'n lys reëls in hierdie gedeelte nie. Hy wys eintlik hoe die evangelie die gemeentelede verander. En weet nie wie van u in die gemeente hier was, lank gelede, toe Dominee Wimpie Raad nog die jeugorganiseerder was, en hy hier 'n naweek kom preek het, en hy gepraat het oor die 3 geslagte, wat saam in die kerk is. Kan u dit nog onthou, die van u wat daai tyd hier was? En dis so 'n belangrike konsep. Die oupas en oumas is hier, die paas en die maas is hier, en die kinders is hier. Daar's 3 geslagte wat saam is. En as ons nou vanaand se gedeelte onder oë neem, dan kom Paulus en hy spreek eintlik al hierdie geslagte aan. Hy het raad vir die ouer vroue, hy het raad, of liewer eers vir die ouer manne en dan vir die ouer vroue, en dan het hy raad vir die jong vroue en die jong manne, en dan het hy raad vir die prediker. Hy los nie die prediker uit nie, hy moet ook raad kry, hy moet ook hoor wat word van hom verwag in sy lewe, en uiteindelik spreek hy die diensknegte aan. Ons almal wat iewerster in die week iewers werk, en hy sê, hoe danig moet ons werk wees? En deur dit alles, as ons lewens so deur God verander is, dat hierdie karaktereienskappe en lewenseienskappe sigbaar is in ons lewens, dan versier dit die leer van God, die wonderlike evangelie boodskap. Daar's niemand vanaand hier wat kan sê, die gedeelte is nie vir my bedoel nie. Dit praat nie met my nie, ek is hier uitgesluit. Hier sit vanaand ouer manne, hier sit vanaand ouer dames, hier sit vanaand jonger manne, hier sit jonger dames, hier sit kinders en jong mense, hier sit werknemers, en hier is tot predikante in hierdie gehoor vanaand. So nie een van ons is uitgesluit. Hierdie praat vanaand met elke een van ons. En mag die Here vir ons regtig help dat ons dit sal omhels en daaraan sal vasklou en dat dit 'n groot verskil in ons eie lewens en in die gemeente sal maak. So die vraag is, hoe lyk iemand se lewe wat deur Christus verander is? Iemand wat uit genade gered is en wat uiteindelik by die doel uitkom van vers 10, dat ons lewens die leer van God sal versier. In die eerste plek, 'n lewe wat die evangelie versier deur die voorbeeld wat die ouer geslag stel. Dit is die ouer mense, mans en vrouens, se verantwoordelikheid om die voorbeeld aan die jonger geslag te kom stel. Dit was vir my vanmôre so wonderlik, Ben, ek wil jou nou nie op die spot sit nie, maar toe ek hier inkom en Ben sing ook saam en ek sien die jong mense is betrokke en ek dink aan nou Antoni wat so wonderlik inskakel en die vlam gevat het vir die Here Jesus. Dit is so mooi. En ons is 'n gemeente van oud en jonk by mekaar, nê? En dis hoe die Here dit wil hê. So die lewe wat die evangelie versier, gebeur in die eerste plek deur die voorbeeld van die ouer geslag of wat hulle stel. In vers 1 en 2 sê hy, die ou manne moet nugter wees. En dit gaan nou nie so seer en noodwendig oor die bottel nie, maar dit ook. Maar dit gaan oor, ons moet nugter kan dink. Ons moet goed nugter kan oordeel. Jy moet nie hals oor kop goed oordeel en op hol raak nie, né? Jy moet nugter wees. Waardig. Kan jy sien, dit is karaktereienskappe. Dis hartsverandering. Dis nie 'n klomp moets en moenies nie. Waardigheid kom van binne af. Jy kan nie waardigheid naboots nie. Ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Dis die voorbeeld wat hy van die ouer manne verwag, om aan die jong manne
te kom stel, want my kollega wat voor my hier was, wie se naam Dominee Johan Botha is, hy het altyd hierdie uitdrukking gehad, dan het hy gesê, jong, hierdie jong manne is vol wim en vinegar. Nee, hulle doen goed hals oor kop, hulle doen goed vinnig, hulle is impulsief, hulle dink nie altyd nie. Ek dink aan Jerobeam of Rehabeam. Dr. Willie, help my, wie was dit wat gaan raad soek het by die ou manne? Was dit Jerobeam? Ek raak altyd die mekaar, maar dit is een van die twee. Rehabeam, wat gaan raad soek het by die ou manne? Toe sê die ou manne vir hom, wees rustig, behandel die volk goed, moenie die volk sleg behandel nie, nee? Wees kalm met hulle, lei hulle, rig hulle op die regte manier, soos God dit wil hê. Toe hou hy nie daarvan nie. Toe sê hy, ek gaan nou hoor wat sê die jong manne. Toe sê die jong manne, man, as jou pa hulle met die pinkie geslaan het, dan slaat jy hulle met die arm. Nee? Kan jy sien hoe's jong manne? Hulle is haastig, hulle doen alles oordrewe. En nou kom hy en hy sê, dit is hoekom die ouer geslag so 'n voorbeeld moet stel. Hy sê ook, die ouer vroue moet in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. Soos dit die heiliges betaam. Dis die voorbeeld. Dit is hoe ons harte moet wees. Geen kwaadspreeksters. Ons moenie die voorsitster van die kinderkomitee wees nie, né? Dis 'n verkeerde komitee vir 'n kind van die Here om aan te behoort. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is. En dis vir my 'n mooi woord wat Paulus hier gebruik. Die ouer manne en die ouer dames in die gemeente is leraars en leraresse vir die jong mense. En die jong mense moet kyk na hulle lewens. Kyk na hulle voorbeeld. Volg hulle voorbeeld na. En dit is vir my so opvallend dat Paulus nie by die jong mense begin nie, maar by die ouer mense. Eers vir hulle raad kom gee. En 'n mens sou die vraag kom vra, maar waarom doen hy dit? Hoekom begin hy by die ouer mense? Omdat die evangelie die duidelikste sigbaar behoort te wees in mense wat al 'n lang pad met die Here loop. Hulle lewens, hoe kan 'n mens sê, hulle is deurleefde kinders van die Here. Hulle het ondervinding. Hulle ken die pad, hulle ken die Here. Hulle weet om die Here te vertrou vir dinge. Hulle weet hoe om nie opvleend te wees en nie kwaadpraters en al die dinge te wees nie. Hulle kom 'n lang pad in daarom deur die ondervinding wat hulle opgedoen het. Weet jy, ek het in my lewe geleer, daar is niks wat ondervinding kan vervang nie. Niks, ook in die werksituasie. Dit is absoluut goud werd, ondervinding. Jy kan dit nie met geld koop nie. Jy kan 10 jaar op universiteit gaan sit en jy kan al die boeke kennis opdoen wat 'n mens moontlik kan. En dan kan daar 'n ou kom met 30 jaar ondervinding wat miskien nie gestudeer het nie. En dan is daai ondervinding so duidelik sigbaar. Ek onthou toe ek klaar gestudeer het in my vorige beroep, en ek kom by Technikon en nou kom ek by die werk en ek moet gaan werk, maar ek weet nie eens hoe regtig om 'n opmeetinstrument op te stel nie. Hoe om 'n level te kry nie. En daar was 'n ou in Kimberley, oom Win Chapman. En ou Chappie het ons hom genoem. En hy het my gevat en hy het my geleer, treukie vir treukie. En daar het ek besef, ondervinding is absoluut goud werd. En dis ook in die gemeente so. Hier sit mense in die gemeente wat 'n lang pad met die Here Jesus gestap het. En daardie voorbeeld vir die jong mense is van onskatbare waarde. Om daardie ondervinding oor te dra na die volgende geslag toe, sodat hulle dit kan vat en daarmee kan voortgaan. Anders raak dit verlore. Anders raak dit weg. Dan kom die jonger geslag oor 10 jaar van nou af en hulle sê, ons het geen idee wat om te doen nie. Ons weet nie waarheen is ons op pad nie. Ons weet nie waarmee is ons besig nie. Dis daardie voorbeeld wat die ouer geslag stel, is regtig so belangrik.
En dit vloei dan uit hulle karakter. Pragtige beeld eintlik as jy kyk wat hy vir die ouer mense skryf. Pragtige beeld van geestelik volwasse mense, die manne en die vroue, die ouer manne en die ouer vroue, wat hulle moet doen. En 'n man wat waardigheid uitstraal, 'n man wat selfbeheers leef, wat nie deur sy emosies of deur sy begeertes beheer word nie, 'n man wat gekenmerk word deur 'n vaste geloof in die Here Jesus, en 'n opregte liefde vir die Here, en volharding en lydsaamheid. Is dit nie die soort kind van God na wie jonger mense opkyk, en wat hulle sê, ja, ek wil ook graag eendag soos hierdie oom vir die Here lewe. Hy is vir my so 'n voorbeeld, ek wil graag in sy voetstappe volg. En so word die evangelie van Christus deur ons lewens versier. Dit is die kosbaarheid van hierdie gedeelte. As ons dink aan die ouer vroue, dan skryf Paulus vir hulle, en die ouer vroue moet ook in hulle gedrag. So jy sien, hy sluit aan die voorbeeld van die ouer manne, en die ouer vroue moet ook in hulle gedrag. Hulle moet ook 'n voorbeeld stel. Wees soos dit die heiliges betaam. Hierdie woordjie ook is belangrik. Net soos by die ouer manne, verwag die Here dieselfde geestelike volwassenheid en dieselfde voorbeeld van die ouer dames in die gemeente. Hulle lewe moet ook wys dat hulle aan Jesus Christus behoort. Moet ook wys dat hulle met hom 'n pad gestap het en dat hulle hom liefhet en hom ken. En daarom waarsku Paulus in besonder teen twee dinge wat die evangelie baie erg kan ontsuur. In plek van versier kan dit versuur, soos 'n suurlemoen, né? En dit is dan kwaadpratery en verslawing. Maar hy eindig nie by die negatiewe nie. Hy sê, hulle moet leraresse wees van wat goed is. Ek dink, die ouer geslag het 'n geweldige groot taak in die gemeente. Dink jy ook so? Maar ek dink is ook 'n geweldige groot voorreg wat die ouer geslag het om vir die jong mense voorbeeld te stel en te sê, wees julle ons navolgers soos ons dit van die Here Jesus is. Maar die evangelie word ook deur ons lewens versier as die jonger geslag gevorm word na die beeld van die Here Jesus. Dit moet gebeur. Ons moet die Here vertrou. Ek het 'n opmerking daar by Lofdal gemaak wat my nogal getref het. 30 jaar gelede toe ek georden word. Ek kan eintlik sê 34 jaar gelede toe ek 'n eerstejaars student was dit vir my opmerklik. Ek was toe 'n nuwe lidmaat in die EG Kerk. Maar was dit vir my opmerklik hoeveel mense daardie tyd verskriklik bekommerd was dat die EG Kerk toe 'n eengeslag kerk sou wees. Want daar was geweldig baie gryskoppe in die EG Kerk. Wat het 34 jaar later gebeur? Die kerk bestaan nog steeds. Daar het iewers langs die pad jong mense bygekom. En ek is dankbaar vir die gesinne hier wat ook babietjies kry en kindertjies kry en ons groei ook op hierdie manier. Dis wonderlik. En ons moet bid dat die Here vir ons 'n groot oes van kindertjies in die gemeente sal gee, nê? As jy dit 'n groot oes kan noem, maar 'n seën van 'n klomp kindertjies. Maar weet jy, daar is jong mense wat ook 'n begeerte het daar buite om die Here Jesus te leer ken. En ons moet bid dat die Here hulle sal stuur, dat die Here hulle sal losmaak. Dit is vir my so wonderlik as deur al die jare op die kweekskool, elke jaar dan sit daar 'n nuwe groep jong mense wat die Here gered het en geroep het. Die Here hou nie op nie, hy gaan deur met sy werk. Daar's jong mense. En dis altyd so belangrik dat jong mense moet besef, julle jong mense wat vanaand hier sit, moet besef, julle is nie die kerk van môre nie. Julle is deel van die kerk van vandag.
As jy vir jong mense sê, julle is die kerk van môre, dan sê hulle, okay, nou wag ons vir môre. En wanneer gaan môre dan nou kom? Ons beteken eintlik niks. En dis wonderlik dat jong mense deel moet wees. Die evangelie is nooit bedoel om by een geslag te eindig nie. Dit moet van geslag tot geslag moet dit oorgaan. Ek voel net ek wil met u deel. Daar in Nederland het ek nou 5 keer in verskillende gemeentes gepreek. En dit is nou in die Bybelbelt. So daai mense kom uit 'n baie streng kalvinistiese agtergrond uit. Maar die Heilige Gees werk so kragtig en soveel pragtige jong mense kom tot bekering. En in 2011 het ek 'n jong man hier ontmoet wat as 'n studentegroep hierheen gekom het en sy naam is Vincent Wouters. En Vincent was toe nog nie getroud nie, hy was 'n jong ouetjie, 20 jaar oud. En toe ek nou in Soutelande in Zeeland vir Vincent ontmoet, toe stel hy my aan sy vrou en sy 6 kindertjies voor. En toe slaap ek by sy broer, Willem Wouters. Nou ja, as julle gewonder het waar kom die resitasietjie vandaan, ek het vir Willem Wouters ook leer ken. In 2013 hou ek 'n naweekkonferensie in Zeeland en daar ontmoet ek Vincent se broer Willem met sy pasgetroude vroutjie en hulle jong eersgeborenetjie, 'n klein dogtertjie. En toe ek nou in Soutelande preek, toe slaap ek by hulle oor. En die volgende oggend aan ontbyttafel, toe sit hulle 6 kindertjies ook daar. En Sondagoggend toe ek gaan preek daar en die Sondagskool verdaag, toe lyk dit of die son sak. Soveel kinders staan op om Sondagskool toe te gaan. En toe besef ek, hulle is bitter geseënd. Hulle is ontsettend geseënd daarmee. En kom ons bid dat die Here iets in ons midde doen, dat daar so iets sal gebeur. Ek wil nie vir julle sê hoeveel kinders moet julle hê nie, maar bid daaroor. Nadat hy gesê het hoe die ouer vroue in voorbeeld moet wees, staan hierdie woorde, sodat hulle die jong vroue kan leer. Ek onthou, ek en Annetjie, toe ons kinders klein was, het ons altyd gesê, ons wens ons het 'n handboek gekry toe hulle die dag gebore is, want jy voel so dom, jy weet nie wat om met hierdie nuwe dingetjie te doen nie, en jy het nie altyd die oplossings nie. Nou hier is 'n plek, waar die ouer mense, die jonger mense pragtig kan begelei, en kan help en kan leer in hulle geestelike lewens in besonder. Is dit nie kosbaar, die plan van God met sy gemeente, hoe hy die ouer geslag gebruik om die jonger geslag, ek wil byna sê, op 'n mooi manier op te voed, te leer, te onderrig en ook hulle karakter te vorm. Ek dink dit is die verkeerdste ding dat jong mense alles wat hulle weet op YouTube leer, of op Instagram, of op watter ander platform daar ook al mag wees. Dis die verkeerdste ding, en dis die plek waar jy die maklikste, die verkeerde goed ook leer. Hier is die plek, waar ons jong mense moet intrek, en deur ons voorbeeld, hulle moet begelei, en hulle moet leer. Dit is my so mooi, hy sê deur die voorbeeld van die ouer dames, kan die jonger dames leer om hulle mans en hulle kinders lief te hê, om ingetoe te wees, om goeie huisvroue te wees, om kuis te wees, om hulle eie mans te ondersteun, alles die orde wat God vir ons gegee het vir die huwelik. En wat is weer eens die doel? Dat die leer van God deur ons lewens op hierdie manier versier kan word. Dan in die derde plek, deur die voorbeeld van godvrugtige leierskap, predikante, ouderlinge, diakens en al die leiers in die gemeente. Elke bedieningsleier is in eie reg 'n leier in die gemeente.
Hy sê as dit ware, daar in vers 7, as ons dit net kan lees, betoon jou, Titus, in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Dis asof hy, as dit ware vir Titus sê, voordat jy hierdie dinge van die ouer dames en die ouer manne en die ouer of die jonger dametjies en die jonger manne verwag, Titus, is dit belangrik dat jy as geestelike leier in die gemeente hierdie voorbeeld van goeie werke sal wees. 'n Belangrike beginsel. Ek onthou ek het eendag hare gesny. En toe vra die haarkapsters, is mos lief om vrae te vra as jy hare sny. Dit lyk my dis die geselsplek. En nou ja, dan is een van die vrae wat hulle altyd vra, wat se werk doen jy? Nou het ek al baie antwoorde gegee. Ek is in versekering. En dan, wat se versekering? Nee, lewensversekering. Mag ek met jou deel? Wat se lewensversekering? Is jy seker dat jy hemel toe sal gaan as jy sterf? Dis lewensversekering, né? Maar in elk geval, die dame vra my, wat se werk doen? En ek sê, ek is 'n predikant. Sy sê, ja, ons het 'n fantastiese predikant. Hy's nou 'n fantastiese ou, 'n gewone mens, net soos ons. Ek sê, ja? Hoekom sê jy so? Nee, weet jy wat, hy drink saam met ons 'n bier, en hy rook saam met ons 'n sigaretjie, en hy gebruik selfs nou en dan 'n kras woord. Hy dink nie hy's beter as ons nie. Toe sê ek vir haar, joh, ek is jammer om jou teleur te stel, maar jou predikant is nie vir jou voorbeeld nie. Waarheen lei hy jou met hierdie voorbeeld wat hy vir jou stel? Wat se voorbeeld is dit? Ek sê die Bybel sê hy moet jou voorbeeld, nie jou chommie nie, hy moet jou voorbeeld wees. Hy moet jou uit hierdie goed uitkry waarmee jy besig is. Nou ja, ek was bang om weer daar te gaan hare sny, want miskien sou ek die volgende keer 'n klomp happe gehad, maar in elk geval. Geestelike leiers lei deur voorbeeld. Daarom hierdie belangrike, betoon jou in alles 'n voorbeeld, Titus, van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. As iemand in 'n kansel wil staan, dan wil ek my verstout om te sê, daai persoon moet God se woord bedien, en hy moet nie klomp storieetjies praat nie. In 'n kansel staan en 'n klomp storieetjies oor homself en waaroor ook al. Ek onthou tye waar ek in 'n kerk sit, dan lees die oue vers, en dan praat hy oor alles behalwe daai vers. Sê ek, nou wat is nou die doel hiervan? Waarheen is ons op pad? Leiers moet ook dan kyk, hoe lewe hulle? En daarom hierdie oproep, sodat die teestanders niks kan hê om sleg te sê van die evangelie. Die laaste gedagte. En kyk nou hoe mooi, ek wil amper sê hoe mooi vorder hierdie gedagtes die een op die ander. Ons versier die evangelie deur 'n ouer geslag wat 'n voorbeeld stel, deur 'n jonger geslag wat gevorm word, deur leiers wat 'n voorbeeld stel, en uiteindelik deur die uitleef van die evangelie deur die hele gemeente. Kosbaar, né? Die uitleef van die evangelie. Vers 9 en 10. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Nou ja, ek stem saam, dit lyk eintlik asof die versier van die evangelie
eintlik spesifiek op die diensknegte van toepassing is, maar ek glo dit het eintlik op die hele perikoop het dit van toepassing. Dat almal, ouer mense, jonger mense, leiers, diensknegte, almal moet so lewe dat ons die evangelie van Jesus versier deur ons lewens. Dit mooi maak, dit aantreklik maak vir mense daar buite. Nou, slawerny was destyds deel van die Romeinse ryk en baie kinders van die Here, ook in Kreta, was 10-1 slawe van ryk mense en hulle het baie dikwels onder geweldige moeilike omstandighede gewerk, net soos baie van ons ook vandag. Ek onthou in my bediening hoe baie het ek met mense te doen gehad wat sê, weet jy, ek het die verskriklikste baas, hy vloek my, hy skel my, hy's onbeskof. Al hierdie dinge. En die kinders van die Here kon baie maklik redeneer, as my baas my sleg behandel, dan hoef ek nie my beste te gee nie. En nou kom Paulus en hy sê, die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie Here. Ek dink nie dat Paulus bedoel het, dat as die Here van hulle sou verwag om verkeerde dinge te doen, om sondige dinge te doen, om byvoorbeeld te steel of wat ook al, dat hulle dan gehoorsaam moet wees. Dit gaan hier oor die taak wat hulle opgelê word, die werk wat hulle moet doen. En dat jy by die werk onderdanig is aan die wat oor jou aangestel is, en jou werk doen, dit wat van jou verwag word, en dat jy nie loodswaai nie, né? Hulle in alles behaag. Dit gaan ook, die konteks is die werksituasie. Dit wat ons by die werk moet doen, die pond vleis wat ons daar moet insit. Dis die opset waarin ons hulle in alles moet behaag, en nie teepraat nie. As die baas sê, hoor jy, ek wil baie graag hê dat jy voor teetyd hierdie taakie moet afhandel, nie dan sê, nee, ek is nie nou lus om dit te doen nie, ek sal dit na tee doen, ek is met ander goed besig. Nee, maar onderdanig wees en doen wat die Here van jou verwag. Want onthou, jy is besig om die leer van God, jou getuienis, by die werk uit te leef teenoor iemand, 'n baas wat 10-1 ongered is. Nie die Here ken nie. En as 'n mens opvleend en opstandig en teepraterig is en jy weier om jou werk te doen en hierdie woordjie, jy moet niks ontvreemd nie. Nou dis daai pa wat die potlode by die werk vat en vir sy kind gee om skool toe te vat, nê? Dan ontvreemd jy die werk se potlode. Ek het al die storieetjie hier vertel, nê? Van die seentjie wat in die kantoor beland het. Potlode gesteel van sy maatjie, toe roep die hoof die pa in, toe sê die pa vir die kind, hoekom steel jy jou maatjie se potlood? Jy my gesê het, bring ek een van die werk af. So, waar kry jy die voorbeeld? Nee, dit is wat Paulus hier, jy moet niks ontvreem nie. Jy moet nie tyd steel nie, jy moet nie verlof steel nie, jy moet nie penne steel nie, jy moet nie potlode steel nie. Jy moet jou kant bring by die werk. Want daardeur versier jy die leer van God, die boodskap, die evangelie. Praktiese dinge wat Paulus dan hier met ons deel. Ek wil afsluit. Paulus skryf hierdie brief aan die ouer manne, aan die ouer dames, dat hulle voorbeeld moet wees vir die jonger manne en die jonger dames. Hy skryf in besonder vir Titus, betoon jou in alles 'n voorbeeld. Dit geld vir elke leraar en elke ouderling, en selfs elke diaken en elke leier in die gemeente, of jy nou by die kinderbediening betrokke is, en jy's daar 'n leier, wees daar die voorbeeld, en dan die diensknegte. Dit is so belangrik dat ons die evangelie met ons lewens sal versier, sodat die mense daar buite duidelik tot die besef sal kom, hierdie boodskap, die getuienis wat hierdie ou met my deel, dit werk uit, ek kan dit in sy lewe sien.
Dis nie 'n boodskap waaroor daar net gepraat word, maar as dit by die voetsoolvlak kom, dan werk dit nie uit nie. Dis 'n boodskap wat uitwerk. En dis die doel van die hele hoofstuk, dat ons die Here so sal behaag. Nou, ek wil net sê die evangelie is reeds volmaak. Ons hoef nie die evangelie beter te maak nie. Dis die volmaakte boodskap. Dis die boodskap van volmaakte verlossing, 'n ewige verlossing. Maar God het besluit dat die wêreld daar buite die skoonheid van die evangelie gedemonstreer moet sien deur die lewens van sy kinders. En dis die hart van vanaand se boodskap, dat ons lewens hierdie boodskap sal gaan uitleef en sal gaan demonstreer. Mag die Here ons help, mag hy ons genade gee om dit te kan doen. Amen. Dierbare Hemelse Vader, daar kom rus vanaand 'n swaar verantwoordelikheid op ons as gemeente, elke kind van God. Want u roepstem het in hierdie aand so duidelik met ons elke een gepraat. Oud en jonk, leiers, diensknegte, almal. Ons is almal hier ingesluit. En u wil so graag hê dat ons lewens nie die boodskap van Jesus moet uitkanselleer nie. Deur hoe ons optree, deur wat ons doen, deur hoe ons praat, waarheen ons gaan, waarin ons belangstel. En ons wil maar net vanaand as u gemeente ons hande na u toe uitbrei in algehele afhanklikheid en vir u sê, dankie dat dit u is wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk na u welbehae. Dankie dat ons dit nie in eie krag hoef te doen nie. Dankie dat dit juis die evangelie boodskap is, van 'n mens se redding af, deur die proses van heiligmaking, in die krisis van heiligmaking en die voortgaande proses van heiligmaking daarna, dat u voortdurend besig is om alles uit te haal wat nie soos Jesus lyk nie, en in ons lewens in te bou wat soos hy is en soos hy lyk. En daarom is dit eintlik u werk in ons, wat ons dan kragtig in staat stel, om hierdie lewens te gaan leef, waardeur die evangelie versier kan word. Sal u ons help asseblief, Here, sal u in ons harte erns kom plant oor hierdie saak, en sal u ook in die week wat kom, ons herinner aan hierdie woord, dat ons dit sal uitleef en sal najaag met alles wat in ons is. Dankie dat ons dit kan bid in die kosbare, wonderbare naam van ons Here Jesus. Hy is ons verlosser en hy is ons Here, om Jesus ontwil. Amen.